Ons vind vandag meer uit oor die Krip Landboufees. Nou, as jy nie enigiets weet van hierdie fees nie, maak dit 2 van ons. Ons gaan vandag uitvind. Ek gesels met Zandri en Neil Draai. Zandri, ja, wanneer vind die fees plaas en waar? So, dit is die eerste naweek van September, die 5de en 6de, en is so 12 km buite Magaliesburg op die R509. So 'n lekker lentefees, klink dit vir my. Neil, hoe het hierdie Krip Landboufees ontstaan? Ja, in die begin, dis nou ons 4de jaar wat ons die Landboufees aanbied. Heel wat jare terug het ons aanvanklike kerkbazaar gehou, die Adoons Landboufees, ja, met groot sukses, maar ons het gou agtergekom dat ons meer 'n kommersiële roete moet gaan, en ons sal definitief moet kunstenaars kry, en 'n lekker atmosfeer skep, om mense van die naburige dorpies te lok na ons fees toe. En dis waaroor ons die kunstenaars toe gekry het, en natuurlik 'n biertuin vir die mense om lekker gesellig te kan kuier. En dan is daar natuurlik baie stalletjies, ons sal so 'n bietjie meer later daaroor uitbrei. Wie is julle teikenmark? Ek sal sê enigiemand's welkom, daar is iets en als vir almal. Ek dink ons het min of meer so 60 stalletjies van klein tot groot. So ja, maar ek dink ons teikenmark, sal ek sê, is mense wat belangstel in landbou, en ook mense wat maar lief is vir feeshou. So wat is die eintlike doel van die Krip Landboufees? Ons sê dit is aanvanklik 'n gemeenskapsfees vir die jong mense in ons omgewing. En dan natuurlik is dit ook 'n fondsinsamelingsfees wat ons die opbrengs van die fees kanaliseer na instansies in ons omgewing wat 'n finansiële behoefte het. En dit sluit onder andere in skole, kerke en dan 'n kinderhuis wat in Magaliesburg geleë is. So ja, ons fondse word alles opgedeel in daai instansies. Zandri, jy het nou genoem, dis op 5 en 6 September, soos ek gesê, dis so lekker 'n lentetyd. Neil, sê vir ons, wat gebeur op die Vrydag? As ek kan begin, die Vrydag, natuurlik is daar baie lekkernye, tradisionele boerekosse, curry en rys, pannekoek, vetkoeke, en dan skilpaadjies, en daai is natuurlik volop op die fees, baie lekker. Maar die groot afskop is dan so om en by die oggend 9:00 se kant, dan is daar landbousprekers. Ons het 'n politieke spreker, en dan het ons landbousprekers wat vir ons bietjie meer inligting gaan gee oor wat om te verwag vir die jaar wat voorlê, en natuurlik vir die seisoen wat voorlê. Ek dink op almal se lippe is die grondhervorming of grondonteeneming sonder vergoeding, en dit is maar 'n groot bekommernis vir ons landboumense. So ek dink uit 'n politieke oogpunt uit is dit belangrik om te weet wat ons kan verwag in die nuwe jaar wat voorlê. En dan natuurlik die landbou gaan vir ons bietjie meer lig werp op wat ons kan verwag vir ons produkte, ons pryse vir die jare wat voorlê. En dan daarna het ons die middag trekkerdemonstrasies met implemente wat baie gewild is onder die feesgangers. Die implemente en die tegnologie wat in die landbou gebruik word, is fenomenaal. En ek dink vir ons wat in die landbou is dit net ideaal as jy 'n nuwe implement wil aanskaf, om te kom kyk hoe effektief is die masjien, want hy gaan gedemonstreer word. Dan is dit net soveel makliker om besluite te neem. En dan laastens wat ek net kan noem is, ons werk aan die feit dat ons die jeugskou vir die skole ook daar kan aanbied, waar hulle teen mekaar gaan kompeteer met diere, en outomaties gaan dit baie voete trek. En ja, ons is baie opgewonde. Dit is nog nie gefinaliseer nie, maar ons werk baie hard daaraan. Klink vir my baie lekker, ek sal moet kom inloer. En die Saterdag, Zandri? So die Saterdagoggend kom kuier Margriet Meyer-Rodenbeck by ons, saam met Koenraad Raal. Hulle het 'n komediese toneelstuk vir ons die oggend. Dan is dit ook die eerste keer wat ons hierdie jaar 'n skoonheidskompetisie doen. So ouers kan vir die hulle dogtertjies inskryf vir my Juffrou Landboufees. En dan deur die Saterdag kuier ons maar saam met Altes Stiaart en Leon Grime. En dan die aand het ons die kunstenaars, Lia, Jay, Gerard Stein en Marcus Leroux. So dis nog 'n lekker dagie wat voorlê. Bedrywig. Hierdie terrein, die Kripterrein, is dit slegs vir hierdie landboufees? Nee, ons gebruik die terrein baie deur die loop van die jaar vir boeredae, vir kongresse en symposiums, so in die omgewing van 100 tot 150 mense
pas baie maklik in die fasiliteite verleen om daartoe en daar kan kos vir hulle gemaak word as dit vooraf gereël word. So ja, en dan natuurlik wat baie die venue baie gewild is voor is fietsryers. Hulle begin daar en dan maak hulle daar klaar, so hulle het 'n roete wat hulle in ons omgewing ry en dit werk baie lekker. So dan is daar natuurlik nog ruimte vir verdere uitbreidings. Vir enige iemand wat sou belangstel om die venue te gebruik, kan maar net vir ons kontak. Zandri, ek gaan nou vir jou vra vir waar kan ons meer inligting kry? Gee net weer vir ons die datums en dan sê vir ons presies waar dit is. So dit is die 5de en 6de September, 12 km buite Magaliesburg op die R509. En waar kry ons meer inligting? So julle kan ons het 'n Facebookblad wat redelik aktief is en dan op Instagram ook. Mense kan maar net kyk, hou maar net op vir die Krip Landboufees. Ja. Maar ek wil ook net bysit, ons het ook 'n koffiewinkel wat nou huidiglik daar is en ons wil dit graag in 'n deli verander en dan sal ook akkommodasie vir soos 'n naweek wegbreek. Sjoe. Ja. Nou ja, heel wat om na uit te sien. Baie dankie en baie sterkte met julle groot fees op 5 en 6 September. Ja. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie en onthou daar die fees se naam, die Krip Landboufees 5 en 6 September daar op Magaliesburg.